15 minute oor is 7 en jou mense, my mense vanoggend. So by ons in die ateljee is maar Sally en klein Themba en dan ook Sally se kollega Anna Botha. Welkom julle. Dankie julle. Dankie. Dis so lekker om julle hier so by ons te hê. So Sally, kom ons begin by die begin. Jy het, of Themba word nou in Februarie word hy 4 jaar oud, so hy's nou nog 3 jaar oud. Ja. Maar toe hy gebore is, dag 1 kry jy skokkende nuus. Vertel ons van daai oomblik. Net toe hy gebore is, toe sê die dokter vir my hy het 'n bietjie van 'n probleempjie en ek het hom nog nie gesien nie en toe ek hom gaan sien het is hy gebore met limps wat nou nie daar is nie. Okay. So hy is gebore met 2 limps in elke beentjie, waar jy gebore is met 4 limps, 2 bene. Maar hy gebore maar net met 1 in elke beentjie. Okay, en dit het hulle nooit opgetel voor die tyd nie. Ek het nie geweet ek was swanger nie. Wow, So hy's 'n surprise baby. Surprise baby. Ja. So hulle het hom toe gediagnoseer met Wolfgang syndroom. Ja. En weet hulle wat dit veroorsaak? Die dokters is nog steeds besig om die hele history te doen daaroor, want dit is nogals moeilik om so iets te sien en te ervaar, Ja. want niemand weet hoe dit gebeur of waar dit vandaan kom nie, maar die dokters is nog besig om 'n hele studie te doen op die kondisie. So dit is 'n seldsame kondisie. Daar's nie baie kinders met dit nie. Ja, daar's regtig baie kinders met dit nie. Dis nogals vreemd, maar dis interessant om te weet dat daar so iets kan gebeur. You never know. Ja. So dit is Okay. So Sally, 'n week na Themba se geboorte het julle die eerste dokter gesien en die eerste onmiddellike aanbeveling, en ek kan myself nie eens indink hoe dit moet voel nie, is hulle het amputasie aanbeveel. Ja, dit was die heel eerste dokter wat ons ontmoet het by Dr. Ray Mamusa Hospital, Children and Mother Hospital, waar die dokter net, hy het nie eers toetse gedoen nie. Die dokter het vir my gesê, daar is nie 'n ander opsie nie, die beste opsie vir hierdie seentjie is om altyd sy beentjies te amputeer. Nou as 'n nuwe ma, wat doen 'n mens met sulke nuus? Ja, heel seker. Jy gaan huil daaroor en wonder, hoekom is, why? Hoekom is daar nie 'n ander manier nie? Kan ons nie beklei daarvoor nie? Ja. Can we not find 'n ander manier om dit nie? Kan ons nie iets daar doen nie? En dus kom ek nooit gesê, kom ons amputeer nie. Kom ons kyk of daar nie miskien 'n ander manier is. En jy is toe natuurlik soos wat jy klink so 'n ongelooflike ma. Jy fight vir jou seentjie. Jy gaan van dokter na dokter na dokter en almal sê vir jou dieselfde ding. Ja, dis nie regtig maklik nie, want jy hoop en bid dat daar 'n ander dokter is wat miskien 'n ander prentjie in sy kop het, maar hulle is almal dieselfde antwoord, maar jy hou aan beklei want dis jou seentjie op die einde van die dag en jy hoop net vir die beste. Ja. So Anna, jy sit ook hierso. Vertel ons van Sally en Themba en hoe jy hulle nou sien van die buitekant af. Okay, so ek het vir Sally en Themba ontmoet deur die werk. Sally werk by ons maatskappy. Ons het verskillende maatskappye en sy het nou geskuif van die een area na die ander area toe en ons almal het al vir die laaste 2 jaar al probeer help op verskillende maniere vir Themba om 'n ander antwoord te kry. Maar dit is bietjie moeilik. Dit is ons praat van baie groot fondse en moeilike operasies en so voort. So ons het maar op hierdie stadium baie bystand gegee, waar ons saam met haar gery het dokters toe. Keiers gehou het saam met haar in Themba en ek moet sê sy is 'n amazing enkelma, waar sy seker gemaak het Themba het alles wat hy nodig het en haarself omgesien het vir die werk ook. Themba is 'n baie avontuurlustige seentjie. Hy hou van bal speel, maak nie saak wat se bal nie. Of dit 'n sokkerbal is of 'n rugbybal, en dis my net so amazing hoe hy met sy spesiale beentjies sy eie manier gekry het om te hardloop en te speel en te klim en klouter op goedjies waar sy ma hartaanval wil kry. Maar ja, daar is soveel goed wat hy homself geleer het om te doen en dit is 'n bitter soetpil, want ek dink die hartsteerste oomblik vir my was toe ek gesien het Themba besef vir die eerste keer hy is anderste en waar hy letterlik aan maatjies wat sy ouderdom is, sy beentjies gevat het en dit gevryf het en dit geadmire het. Maar dan smile hy weer en hy gaan aan op sy eie manier. Ja. Dis amazing. Maar ek hoor daai
Temba se klein sokkerster. Temba, I saw your video how you kick a ball. It's amazing. But I want to hear from you now. I'm going to chat to you in just a little bit. Okay, Tem? Jou mense, my mense, ons gunsteling tyd van die week. En by ons in die ateljee is maar Sally met klein Temba en Annie wat ook Sally se bestie en haar kollega is. So we wanted to chat to Temba. Temba, how are you? Talk you. Oh, I'm fine. Are you 4? Almost 4 years Okay, old? it's fine. Oh, you're fine. Ja. You're 4 and you're fine. Ja. Temba, so I heard you like soccer. Do you like soccer? How much do you like soccer? A lot. Say a lot. A lot. So, but tell me, who's your favorite player? Do you have a favorite player? Who does this? Who does that? Say Cristiano Which- Ronaldo. Ooh, you're a Ronaldo fan. Ronaldo. Ronaldo. Don't you think Messi is better? Don't you like Lionel Messi? Who's the best? Ronaldo or Messi? Ronaldo. No ways. And you're also a Spider-Man fan. Say yes. You like Spidey. Why do you like Spidey? Say he jumps a lot. Jumps a lot. So you like that. And he shoots the webs. You like that. And he fights crime. You see. When Maak I, hy so Spidey. when I was, how does he do it? Show how do Yeah. you do it? Show me how he does it. Show it. Yeah, I see you. And Temba, when you're big, do you want to be like Spider-Man or like Ronaldo? Ronaldo. Hey, Ronaldo again. Eish. Hoorie so, Sally, hierdie klein sokkerspelertjie van jou, hy, soos wat Anna sê, hy het homself geleer. Hy het homself geleer skop. Hy speel met balle, hy loop op sy manier. Soos wat julle sê, hy klim en klouter. Ja, nee, hy love het om op iets te klim. Geef vir hom iets waar hy op kan klim en waar hy kan slide en net 'n kind kan wees. Hy love het om te speel, maar die klimwerk is vir hom die beste want dan dink hy is Spider-Man. Is soos op die bank, as hy op 'n bank speel, spring hy van die verste bank af vloer toe net om te sien of hy nou regtig Spider-Man is. So net vir ons luisteraars wat nou nie vir Temba kan sien nie, op hierdie stadium lyk dit amper asof hy op sy kniegies loop. Ja. Soos wat hy homself geleer het en hy skop daai bal met sy bobientjies en hy move hoor, hy sit nie stil nie. Ja, nee. Dit is ongelooflik, maar nou Sally, jy is 'n ma wat enigiets vir jou seentjie sal doen en soos wat julle nou gaan van dokter na dokter, sê almal hy moet 'n amputasie kry van beide sy beentjies. Hoekom? Want hy is nie sterk, daar is nie genoeg beentjies om hom stabiel te hou van onder sy knie nie. So hy kan nie regop staan op al twee beentjies nie want daar is net nie genoeg beentjies nie en al twee sy enkels kyk boontoe. So dis 'n curve, as Ja. ek moet sê. Ja. So daar is nie 'n struktuurbasis vir hom om op te staan of loop nie. So is hy in pyn? Glad nie. Okay. Glad nie. Die een beentjie is daar gevoel in, maar die ander beentjie is daar minder gevoel as die ander beentjie. So dan as hy daai amputasie kry, dit gaan hom eintlik mobiel maak en vir hom 'n vol lewe gee. Ja, dit gaan net sy lewe vir hom 'n bietjie makliker maak en ja, hy gaan dit vir hom meer, hoe sê ek, avontuur wees vir hom as Ja. hy dit doen. Ja. So Sally, as ek nou so luister, jy het regtig nou al as ma alles gedoen wat jy kan. Jy was by al die dokters gewees en jy wil die beste hê vir Temba. Maar daar's uitdagings, nê? Amputasie gebeur nie net sommer nie. Ja. En ek neem aan dit is een van die grootste redes hoekom jy dit nog nie oorweeg het nie, is die seker astronomiese hospitaalkostes. Ja, dit werk nogals 'n bietjie duurder uit as jy nou eintlik daarna kyk, want ons is nogals 'n bietjie langer as 3 jaar op die waglys met publieke hospitale, which is nogals baie moeilik want hy word al hoe groter en groter elke dag. So dit maak dit moeilik vir hom om rond te beweeg soos wat hy groter word. En van wat ek nou al weet van vorige stories wat ons gedoen het met kinders, hoe vroeër hy gewoond raak aan die protese of die amputasie, hoe makliker gaan dit vir hom wees om aan te pas. Ja, hy sê altyd vir my, gewoonlik as hy saam met my is of as hy wakker word, dan sê hy vir my, mamma, as die dokter my gaan regmaak, gaan ek ook regop staan op my eie bietjies. En sê ek, ja, gee dit net kans, liefie. Want ons gaan nou verder gesels met mamma Sally hierso en ons klein
sokkerster, Junior Ronaldo, hierso Themba wat saam met ons in die ateljee is, ons is nou weer terug. En saam met ons in die ateljee is Ma Sally, saam met klein Themba, wat sê hy is op pad om 4 jaar oud te word en hy's fine. Hy het my net mooi laat verstaan, hy's fine, hoor. En dan ook Anna, wat 'n vriendin is, 'n kollega van Ma Sally hier so by ons. Sally, wat is jou grootste droom vir klein Themba? Eerlikwaar, ek kan nie wag om te sien hardloop nie. Ek dink dis een van die grootste dinge wat ek wil sien en vir hom sy heel eerste paar skoene te koop. Vir nogals die duurste skoene in die mark te kry, net vir hom spesiaal. Want hy het nog nooit in sy lewe regtig skoene gehad nie, behalwe net slippertjies van baba's wat hy nie meer kan dra nie. Ja. Daai paar takke gaan jy moet raam eendag. Ja. So julle is op die waglys al vir amper 3 jaar by staatshospitale sodat Themba sy amputasie kan kry sodat hy, jy weet, regop kan loop. Ja, so wat hy sê. Wat hy sê en vir jou vra. Maar julle het ook 'n pad begin stap met Dr. Denise Potgieter. Wie is Dr. Denise Potgieter? Dr. Denise Potgieter is 'n dokter wat met klein kindertjies werk met 'n disability in hulle beentjies, orthopedic, as jy dit nou reg sê. En ons het haar ook ontmoet deur Groot FM eintlik. So toe ons haar ontmoet het, toe gee sy vir ons 'n eerlike opinie dat daar regtig niks is wat ons kan doen nie. Ons moet maar net altyd beentjies amputeer om hom mobiel te kry. En sy het ook vir my, sy het ook agtergekom hoe groter hy word, hoe meer versprei sy een knie. Hy het een knie en aan die ander kant het hy glad nie 'n knie nie. Is net 'n beentjie wat gesplit het. Ja. So daai is die grootste probleem wat ons nou mee eintlik sit, is die beentjie wat gesplit het. So, soos wat jy gesê het, die koste vir so 'n operasie is astronomies. Soveel so dat 'n narkotiseer sal jy byvoorbeeld R11.250 kos en dan die hospitaal R151.000, dat die totaal van die operasie wat vir Themba 'n ander lewe gaan gee R162.000 beloop. So dit is, I mean, who's got that lying around? Ja. Right? En ek dink die grootste deel van hierdie storie wat ons nou al vasgestel het is hoe vroeër Themba deurgaan met die amputasies, hoe beter gaan sy kwaliteit lewe wees vorentoe. Absoluut. Hy's nog besig om te ontwikkel, hy's 'n besige jong mannetjie. Broer, ek spreek dit sommer nie, soos nou, maar hy gaan Paralimpiese spele toe, hierdie klein sokkerster. So, ons het ongelooflike vriende van die radiostasie en een van hulle is saam met ons op die lyn. Dis 'n bekende stemmetjie, Roan, daar van Ecomed Medical. Roan, goeiemôre. Hallo julle, hoe gaan dit vandag? Ag, fantasties, en met jou my vriend? Nee, baie goed. Vir alles ons So jou net vir stem my, hoor. so net vir my die video van Themba stuur wat die bal skop. So jy kyk net na hom en dan het jy niks om oor te kla nie, want met sy kondisie, jy weet, hy bring 'n hart 'n vreugde in jou hart en 'n Absoluut. glimlag op jou gesig, jy weet. So Hoorie maar nou, ja. ons het jou gou op die lyn gekry, Roan, natuurlik, want ons wil nie 'n terugvoer kry op Themba se ongelooflike video nie, maar jy het goeie nuus om te deel met Sally hulle. Ja, so daai kostes van R162.000, dit word gedek. Die hele operasie, sodat ons net vir klein Themba 'n beter lewe kan gee. Sally, daai operasie gaan hierdie jaar nog gedoen word. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Ek dink dis die een ding wat ek eintlik voorgebid het dat dit hierdie jaar moet gebeur, want hy word 4 volgende jaar. Ja. En hy word al hoe groter en groter. Ek weet nie wat om te sê nie. Themba, you're gonna walk up straight. You can relax, baby. Themba. Roan, julle daar by Ecomed Medical, ongelooflik baie dankie. Julle skroom nooit om te help nie, veral wanneer dit jy weet van so 'n netjie afkom en sy sê vir julle daar's groot nood en ek dink hierdie is definitief een van daai stories van hoe gouer ons dit maak gebeur, hoe beter is dit vir hierdie jong man se lewe. So ons kan net vir julle ongelooflik dankie sê by Ecomed. Ja, ons Ja, waardeer dis dit 'n groot baie. plesier en dankie vir julle ook en ek is bly ons is deel van sy Themba se lewe. storie. Ja. Dis ongelooflik. Dankie Roan. Okay, goed gaan Mooi julle. oggend, bye. And Themba, you getting new legs, but a little boy needs special toys. So we're going to give mommy
a lot of money to go buy some toys for you before the operation, okay? There's special balls and there's Spider-Man stuff and you can go choose whatever you want, Themba. Say thank you. Thank you. Okay, Mommy's gonna take you to the shop and then you can choose whatever you want. Literally, Okay. because it's 2,000 rand worth of toys. En dan En Sally, net om dinge ook 'n klein bietjie makliker te maak. Ek weet daar's nou al baie onkostes aangegaan om seker te maak Themba kry alles wat hy nodig het. En dan skep 'n mens partykeer iewers anders 'n bietjie af. Wil ons ook graag van Groot FM af ons vir julle 'n R3000 se kruideniersware geskenkbewys gee. Om net gou 'n bietjie kaste vol te maak en julle te bederf met 'n paar lekker goedjies op pad in die feesseisoen en mag hierdie uitgekiesde geskenkies 'n simbool word van hoe ver jy gekom het en die onblusbare lewensvreugde en gees wat net ons Vader vir ons kan gee. Ek dink jy het gesê en geregtelik jy het gebid daaroor en ons is net die fasiliteerders. Ons is so dankbaar dat ons dit kan doen. Maar ons sien so uit na hierdie journey wat ons saam met julle kan stap en ons kan nie wag om die terugvoer te kry en ons bid dit vandag in Jesus naam dat Themba se operasie was die grootste sukses wat hulle al ooit gesien het en hierdie mannetjie gaan binnekort is hy op bene. Themba, we're gonna see you on TV playing soccer. We're gonna see you, boy. Okay. Dankie dat julle kom kuier het, ja, en ons sien so uit om vir die res van Themba se lewe te sien net wat die Here gaan doen deur hom en in hom en vir hom. Dankie baie. Ons waardeer dit baie eintlik. So dis jou mense, my mense vir vandag as jy dit gemis het en jy wil die res van die storie gaan kyk. Ons sal seker maak dit kom op ons Groot FM YouTube kanaal so gou as moontlik en soos Nene gesê het, hou maar jou televisieskerms dop. Een van die dae sien ons vir Themba daarso besig om Suid-Afrika te verteenwoordig soos net hy kan.